Baie welkom by vandag se luistermeditasie. Dit is Woensdag 2 April 2025, die 4de week van Lydenstyd. Die teksgedeelte waarby ons vandag stil staan is Lukas 1 vanaf vers 26 tot 38 uit die 1983 vertaling. As deel van ons reis na Paase het ons 7 lydenskerse waarvan ons elke week 1 uitblaas. Vandag blaas ons die 4de kers dood. As jy saam met ons hierdie ritme beoefen, wil ek jou nou nooi om vir 'n oomblik bewus te raak van die kerse wat voor jou brand en dan saam met my in die stilte die 4de kers uit te doof. Ek lees vir ons voor uit Elizabeth Eybers se gedig getiteld Verhaal. 'n Vrou het stil geword van baie wag. Die aarde het gegly deur die spiraal van dag na dag. Was beurtelings groen en vaal, en sy het soms gehuil en soms gelag. Ook was sy dikwels wakker in die nag. Maar sy het in haar woning en op straat gewoon gehandel en gewoon gepraat, en niemand het geweet hoe dat sy wag. Verlange word aanvaarding langsaam aan, want wag is beurtelings hoop en wanhoop, tot die twee versmelt en stilte alleen bestaan. En deur die jare het sy self die slot van die verhaal geword. Haar stilte en haar krag was skoner as die ding waarop sy wag. Lukas 1 vanaf vers 26 tot 38 uit die 1983 vertaling. Die geboorte van Jesus word aangekondig. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy: "Ek groet jou, begenadigde. Die Here is by jou." Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar: "Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie." Maar Maria sê vir die engel: "Hoe is so iets moontlik, aangesien ek tog nooit omgang met 'n man gehad het nie?" Die engel antwoord haar: "Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang. En sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie." Maria sê toe: "Ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het." Toe die engel van haar af weggegaan.
In die jaar 1498 het Michelangelo sy beitels opgetel en hy het een groot blok marmer, die Pieta, tot in die lewe ingebeitel. Hy was skaars 24 jaar oud toe hy hierdie meesterlike uitbeelding van Jesus en Maria gemaak het. Lewensgroot troon die kunswerk vandag in 'n kapel van die Sint Petrus Basilika in die Vatikaanstad. In teenstelling met soortgelyke werke wat die gekruisigde liggaam van Jesus uitbeeld, het Michelangelo nie die verwonding en die wreedheid van die kruisdood uitgebeeld nie, maar die vrede van Christus se opofferende liefde. Daar is 'n ligtheid aan die kunswerk wat getuig van Michelangelo se uitsonderlike talent as beeldhouer. Jesus se liggaam wat veerloos lê in die skoot van sy moeder, met die meetkunde van die menslike anatomie perfek uitgebeeld. Dis onmoontlik om na die kunswerk te kyk sonder dat jou oë gelei word na die gesig van Maria. Die kunstenaar het doelbewus 'n jong Maria uitgebeeld. Haar regterhand onder Jesus se gekruisigde bolyf, haar linkerhand uitnodigend oop, asof sy in 'n dankgebed haar seun teruggee aan God. Op 'n soortgelyke wyse kom Elizabeth Eybers in haar gedig getiteld Maria en beeld hierdie geboorte aankondiging en ook die kruisiging en die smart van Maria in die kruisiging op 'n besonderse wyse in haar gedig uit. 'n Engel het dit self gebring, die vreugde boodskap, en jy het 'n lofsang tot Gods eer gesing. Maria, nooi uit Nasaret. En toe hy in jou arms lê, sy mondjie teen jou volle bors, het jy geweet dat hy sou sê, toe dit te laat was, ek het dors. Toe dit verby was, en jy met sy vriend Johannes huis toe gaan, Maria, vrou van smarte, het jy toe die boodskap goed verstaan. In hierdie vertelling van Lukas ontmoet ons 'n Maria wat die boodskap nie goed verstaan nie. Sy is verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Sy antwoord twyfelend, hoe is so iets moontlik? Ek nooi jou om vir 'n oomblik net te sit in jou eie twyfel, in jou eie verbuistering, in jou eie gewonder oor dit wat God op die oomblik in jou lewe doen. En hoor dan hierdie belofte van die engel. Moenie bang wees nie, want God bewys genade aan jou. Die Heilige Gees sal oor jou kom. Pieta beteken pity in Engels. Die woord jammerte in Afrikaans
val vreemd op die oor wanneer 'n mens na die beeldhouwerk kyk, maar ook wanneer ons Maria se uiteindelike antwoord vir die engel in gedagte hou. In die beeldhouwerk sien ons dat die wyse waarop Maria haar seun vashou, getuig van 'n vrou wat bo menslike vrede kon vind in die donkerste uur van haar lewe. En deur die eeue nooi die opofferende liefde van Maria elkeen van ons om in tye van ellende en rou, in lydenstyd, met vrede en dankbaarheid van God se goedheid te getuig. Magnificat anima mea Dominum. Ek besing die grootheid van die Here. Ek juig oor God my verlosser, omdat hy na my in my geringheid omgesien het. Amen.